Here, dankie dat U 'n God van genade is. Dankie vir U genade in ons lewens. Dankie dat U ook 'n regverdige God is. En Vader, dankie dat ons voor U kan kom staan vanoggend in die naam van die Seun, die Here Jesus Christus, aan U alle eer gee. Dankie dat ons vertroue, ons bekommernisse, net so by U kan kom gee vanoggend. Ons kan weet dat ons op U kan vertrou in elke oomblik, in elke plek, in elke situasie. Dat U die een is wat ons handvat, dat U die een is wat ons lei. U is die een wat ons voete rig, Vader. Vader, dankie dat ons in 'n deurmekaar wêreld by U kan stil raak vandag. Dat ons met dinge wat deurmekaar hardloop en verkeerd loop, net kan rustig wees by U en kan weet dat U God is. Dat U ons genadig is en dat U lief is vir ons. Dankie dat U in dit als ons beskerming is. Dat U ons vrede is. Vader, dankie dat U vir ons wysheid en insig gee om dit te hanteer wat oor ons pad kom. Dat U sê dat U ons nooit sal versoek met dinge wat ons nie kan hanteer nie. Here, U is ons God. Ons kom vanoggend na U toe en ons gee U alle eer. Here, dankie dat ons ook vanoggend kan kom bid vir ons vriende, ons familie, ons kennisse wat U nie ken nie, wat U nie volg nie, wat nie aan Jesus vashou nie. Ons kom vra dat U sal kom skanse afbreek, niere afbreek, dat U sal kom oopmaak en dat U sal kom nader trek na U toe. Here, ons kom roep hulle so in die koninkryk in vanoggend in die naam van die Here Jesus Christus. Ons verklaar U naam, U woord en U waarheid oor hulle lewens. Vader, ons kom bid so vir elkeen van hulle wat seer het. Elkeen wat twyfel, Vader. Elkeen wat wegskram, omdat hulle bang is. Here, elkeen wat seer gekry het en moedeloos is, kom bring ons so voor U vanoggend in Jesus se naam. Ons vra dat U hulle sal optrek. Dat U hulle sal toevou met liefde en dat U hulle sal deel maak van die koninkryk. Vader, dat U hulle sal roep. Dat U hulle nou sal inroep in die koninkryk in. Vader, elkeen wat moeg en afgemat is, kom bring ons so voor U vanoggend. Ons kom vra dat U hulle so sal uitlig. Uit 'n plek van bekommernis uit 'n plek van moeilikheid. Kom roep ons hulle nou so in die koninkryk in. Vader, dankie vir die hand oor elkeen van ons. Dat ons hier vanoggend kon hoor hoe U elkeen van ons ondersteun, hoe U ons lei, hoe U krag oor ons is, Vader. Hoe U ons deurtrek waar dit donker lyk, hoe U die lig is in moeilike tye. Vader, waar ons oggend met 'n nuwe boek begin, kom vra ons ook U hand daarin. Ons vra U hand op die woord, Vader, ons dat U woord sal duidelik raak in ons lewens, dat U woord sal deel raak van ons, dat ons sal lief wees vir die woord, dat U woord ons waarheid sal wees, dat U woord ons kennis en insig sal wees. Dankie dat ons dit so voor U kan bring vanoggend. Ons bid dit so in Jesus se naam. Amen. So vanoggend begin ons met 'n nuwe reis. Dis 'n nuwe boek. Na 'n lang tyd in Romeine begin ons vanoggend met die evangelie van Johannes. Maar voor ons met die evangelie van Johannes begin, moet ons eers so effens terugbeweeg en na die 4 evangelies kyk. Hoekom kry ons 4 evangelies? Hoekom is hulle so verskillend? Hoekom is hulle so dieselfde? Wat is die doel van elkeen van hierdie evangelies? En aan wie is hulle geskryf? Deur hierdie dinge te verstaan, gaan ons 'n beter idee kry
oor die evangelies en hoe om elkeen van hulle te gebruik. Johannes is vir 'n spesifieke groep mense geskryf. Ons wat hier sit vanoggend is ingesluit in hierdie groep. Hy verwoord dit so in Johannes 20 vers 31. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in him you will have life by the power of his name. Ek het spesifiek hierdie vertaling gekies vir die woord continue wat daarin is. Dit bring die begrip na vore dat Johannes dit skryf vir gelowiges. Hierdie is 'n motivering vir gelowiges om aan te hou glo en aan te hou leef. Ons gaan later weer hieroor praat. Die 4 evangelies wat ons het, is nie foto's van Jesus se lewe nie. Nee, hierdie is meer so skilderye. Die verskil is dat hulle op verskillende kenmerke van Jesus fokus, op verskillende karaktereienskappe. Elkeen gee vir ons die skrywers se persoonlike gewaarwording rondom Jesus. Wanneer ons saam na die 4 kyk, dan kry ons die geheelbeeld. Markus was heel waarskynlik die eerste evangelie wat geskryf is. Dis Paulus se ondervindinge wat hy dis Petrus se ondervindinge wat hy oordra en Markus skryf dit dan neer. In Markus kry ons dan 'n rekord van wat Jesus gedoen het. Petrus was die praktiese een, die doen een, die een wat uit die boot uitklim en wat geloof wil ervaar. En dit is wat Markus neerskryf, die dinge wat Jesus gedoen het. In Markus kry ons dan 'n rekord van wat Jesus gedoen het. 'n Paar jaar later skryf Matteus en Lukas hulle evangelies neer. En hulle fokus nie net op wat Jesus gedoen het nie, maar hulle fokus is eerder op dit wat Jesus gesê het. Nou selfs hierin is daar 'n verskil. Matteus kyk na wat Jesus vir die Jode gesê het. Lukas fokus op wat Jesus vir die heidene gesê het. Wanneer ons na die evangelies kyk, kry ons 'n beeld van Jesus. Baie na aan dieselfde, maar tog baie verskillend. Markus beskryf dan vir Jesus as die seun van die mens. As ons deur Matteus werk, kry ons die koning van die Jode. Wanneer ons na Lukas kyk, kry ons die redder van die wêreld. In Johannes is daar egter 'n groot verskil. Johannes skryf baie jare later sy evangelie en sy fokus is op wie Jesus was op aarde. Nie op wat hy gedoen het soos Markus geskryf het nie en nie op wat hy gesê het soos Matteus en Lukas nie, maar wie was Jesus? Die ware persoon, die karakter van Jesus. Om hierdie rede is die evangelie van Johannes die een wat ons die naaste bring aan Jesus. Dit trek ons nader aan Jesus, want dit gaan oor die karakter van Jesus. Wanneer jy dan deur Johannes werk, leer jy Jesus ken. En om Jesus te ken, is om die ewige lewe te ken. Matteus, Markus en Lukas het baie in gemeen, en hulle kan met mekaar vergelyk word. Hulle word die sinoptiese evangelies genoem. Dis soos verskillende provinsies, maar jy bly steeds in dieselfde land. In Johannes beweeg jy na 'n heel ander land. Jy kry 'n heel ander gevoel. Of, dit is soos in Suid-Afrika, maar sommige van ons woon in die Weskaap. In Johannes is daar baie dele weggelaat wat belangrik is in die ander evangelies. En dele wat bygevoeg is, wat ons weer glad nie in die ander evangelies kry nie. Hy skryf nie oor Maria en hoe sy swanger geraak het nie. Jesus se doop kom ook nie in Johannes voor nie. Ons lees ook nie van die versoekings in die woestyn nie. Johannes skryf nie oor Jesus se bediening van demone uitdryf nie. Die Fariseërs het dit ook gedoen. Hy los ook Jesus se gedaanteverwisseling op die berg uit. Iets wat ons sou dink hy oor sou skryf, maar wat hy nie aanraak nie, is die laaste maal. Johannes skryf ook nie iets oor Jesus se gebed in Getsemane nie. Die hemelvaart kry ook nie aandag in hierdie evangelie nie. As ons kyk hoe belangrik hierdie dinge, hierdie gebeure is in die ander evangelies,
is dit verbasend dat hulle nie in die evangelie van Johannes voorkom nie. In die ander evangelies is die transformasie van Jesus op die berg 'n belangrike keerpunt. Hier kom dit glad nie voor nie. So hoekom skryf Johannes dan nie oor hierdie dinge nie? Dit gaan hoofsaaklik oor die rede hoekom hy hierdie evangelie neergeskryf het. Daar is geen rede om vir hom te skryf wat die ander reeds geskryf het nie. Hy het 'n punt om te maak en dis op hierdie punt alleen wat hy wil fokus. Behalwe dat hy sekere dinge uitlaat, is daar ook ander dinge waaraan hy minder aandag gee. Ons kry baie wonderwerke in die ander 3 evangelies. In Johannes kry ons net 7. Hy skryf ook nie veel oor Jesus se prediking oor die koninkryk van God nie. Ons kry net 2 keer iets wat hy skryf oor die koninkryk. Dit is wanneer Jesus vir Nikodemus vertel dat as hy nie weer gebore word nie, hy nie die koninkryk sal sien nie. En wanneer Jesus vir Pilatus sê dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie. Dit beteken nie dat wonderwerke en die koninkryk nie vir hom belangrik is nie, net dat hy 'n ander doel het met die skryf van hierdie evangelie. As daar dan weglatings is, dan moet daar natuurlik ook byvoegings wees. Van die 7 wonderwerke waaroor hy skryf, is 5 nuut en hulle kom net in Johannes voor. Die eerste een is natuurlik die water wat in wyn verander is by die troue in Kanaan. Dan sal daarvan hou. Ons lees net hier van die man by die poel in Betseba. Hy vertel vir ons van die genesing van die ryk en belangrike man se seun. Dit gebeur oor afstand, sonder dat hy hulle ontmoet en sonder aanraking. Johannes is ook die een wat skryf van die genesing van die man se gesig, wat van geboorte af blind is. Ons lees ook net in Johannes van die opwekking van Lazarus. Die ander 2 is die loop op die water en waar Jesus 5000 mense kos gee. Verder is daar nog 'n belangrike verskil in Johannes. Johannes verwys hierna as tekens en nie na wonderwerke nie. 'n Teken wys na iets anders as self. Hy skryf dan oor die 7 tekens, oor die manier hoe hulle na Jesus wys. In die ander evangelies het ons Jesus wat met groot skares in die openbaar praat met vergelykings. Hier in Johannes kry ons privaat gesprekke weg van groot skares af. Ons lees hoe Petrus eers weier dat Jesus sy voete was. Dit is Johannes wat vir ons skryf van Jesus se gesprek met die Samaritaanse vrou by die put. Dit is ook hier waar Jesus in die aand alleen met Nikodemus praat. Wanneer Johannes skryf oor die woorde van Johannes die Doper, is dit ook privaat gesprekke. Ons sal later sien hoe belangrik die gebeure latere jare rondom Johannes die Doper was in die skryf van hierdie brief. Ons kry ook 7 grootstellings wat Jesus oor homself maak. Ons noem dit die ek is of I am stellings wat ons net in Johannes kry. Dit is waar Jesus sê, ek is die lewende brood, ek is die lig van die wêreld, ek is die deur, ek is die goeie herder, ek is die opstanding uit die lewe, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en ek is die ware wingerdstok, die 7 ek is stellings van Jesus. Ons kry hierdie stellings net in Johannes, en dit gee vir ons 'n blik van hoe Jesus homself gesien het. Selfs die area waar Johannes afspeel, verskil van die ander 3 evangelies. Matteus, Markus en Lukas fokus vir 30 maande op dit wat in die noorde in Galilea gebeur. Daarna verskuif hulle fokus na die suide, na Judea, en spesifiek na Jerusalem vir 6 maande. Aan die ander kant speel omtrent die hele Johannes in die suide af. En dit begin met Jesus se bediening. Hy fokus op die geleentheid waar Jesus in Jerusalem was. Ons sien dis baie om die fees van Tabernakels, die Paasfees en die heiliging van die tempel.
Jesus het tot 3 keer 'n jaar die feeste in Jerusalem bygewoon. In Johannes sien ons omtrent niks van Jesus se bediening in die noorde nie. Die styl en taal is ook heel verskillend van die ander evangelies. Die ander evangelies kry ons herhalings en dieselfde woorde en beskrywing tussen die evangelies. En dit laat dit lyk of hulle by mekaar geleen het. So kry ons met die 5000 mense wat kos gekry het, 53 woorde wat dieselfde is tussen die 3 evangelies. Johannes beskryf hier dieselfde gebeurtenis en gebruik net 8 woorde wat dieselfde is as in die ander evangelies. Hy gebruik hier selfs 'n ander woord vir vis. In die ander 3 evangelies kry ons Jesus se vergelykings. In Johannes gaan ons sien hoe Jesus met mense redeneer. Die gesprekke is ook meer oor geloof as oor hulle optrede. Hieruit wil dit voorkom of Jesus sy styl moes verander het en aanpassings aan sy bediening gemaak het wanneer hy in die suide was. In die suide was daar meer aanvalle oor sy identiteit, oor wie hy was. In Johannes 8 kry ons 'n lang bespreking van Jesus oor sy verhouding met sy Vader. Die Fariseërs vra dan vir hom, "Waar is jou Vader?" Hulle gevolgtrekking was dat Jesus nie met oortuiging oor sy Vader kon praat nie, omdat hy volgens hulle 'n buiteegtelike kind was. Jesus wys hulle dan tereg. As hulle vir hom geken het, sou hulle ook sy Vader geken het. Jesus weet wie sy Vader is en hulle is ook veronderstel om sy Vader te ken, maar hulle ken hom nie en hulle is ver van hom af weg. Dit bring ons by 'n belangrike punt wat ons in gedagte moet hou. Iets wat oor die laaste 2000 jaar verkeerd verstaan is en tot verkeerde denke gelei het. Ons lees in Johannes dat die Jode Jesus gehaat het, dat Jesus altyd met die Jode geredeneer het en dat die Jode Jesus gekruisig het. Ons kan dit egter nie deurtrek na die hele nasie toe nie. Wanneer Johannes skryf van die Jode, praat hy van die mense in die suide, die mense in Jerusalem. Hy maak 'n verskil tussen hulle en die mense in die noorde, die in Galilea. In Galilea was hulle oor die algemeen baie meer positief oor Jesus. Die manier hoe Johannes na dinge kyk is ook anders as die ander evangelies. Johannes besef dat hy hierdie evangelie moet skryf vir die Griekse wêreld, maar hy moet dit ook skryf vir die Hebreëse wêreld. En om dit reg te kry, maak hy 'n paar aanpassings. Johannes skryf die evangelie in Efesus in Asië, wat in die Wes-Turkye is vandag. Nou Efesus was 'n interessante plek. Die Griekse en die Hebreëse manier van dink het hier by mekaar gekom. Ons moet die verskil tussen hierdie 2 denkrigtings verstaan, om te weet hoekom hy sekere dinge op sekere maniere skryf. Die Hebreëse manier van dink was om 'n horisontale tydslyn. Hulle het dus gedink in terme van verlede, hede en die toekoms. Hulle ken God dan as die een wat was, die een wat is en die een wat weer kom. As al hulle denke het plaasgevind op die tydslyn en in dit was daar doel en vordering. Die Grieke het anders oor dinge gedink. Hulle het gedink op die vertikale lyn. Hulle fokus was op die lewe bokant en die lewe onderkant, die lewe in die hemel en die lewe op die aarde. Johannes beweeg nie heeltemal weg van die horisontale manier van dink nie. In dit gebruik hy die konsep van uur 5 keer. Hy gebruik egter ook die vertikale aspek van hemel en van aarde. Hy gebruik dan ook die vertikale lyn van hemel en aarde met Jesus wat uit die hemel uitgekom het. Johannes se fokus is op God wat Jesus uit die hemel uit aarde toe stuur. Wat moet ons in gedagte hou as ons na hierdie evangelie van Johannes kyk? Wie was Johannes? Hy was 'n visserman, maar op 'n bietjie ander vlak as die ander disippels wat ook vissermanne was. Hy was aan die vangkant, maar hy was ook aan die verkoopkant daarvan. En die verkope van hierdie vis het hy in Jerusalem gedoen. Hy het dus nie net kennis gehad van die platteland om Galilea nie.
maar was ook betrokke by die verkoop en dus die kultuur van die stad Jerusalem. Behalwe Judas Iskariot, wat van die suide was al die ander disippels uit die noorde uit. Johannes was ook 'n neef van Jesus en natuurlik die broer van Jakobus, een van die ander disippels. As ons dieper hierna gaan kyk, sal ons sien dat 5 en tot self 7 van die disippels familie van Jesus was. Jesus se eie broers was natuurlik skepties oor hom tot na sy opstanding. Ons kan Jesus se vertroue in Johannes sien wanneer hy aan die kruis vir Johannes vra om na sy ma Maria om te sien. Johannes was dan ook saam met Jakobus en natuurlik Petrus deel van die binnekring van Jesus. Hy verwys na hom as die disipel wat Jesus liefgehad het. Dit dui daarop dat hy uit die 12 uit die naaste aan Jesus beweeg het. So was hy ook die een wat met die laaste maal langs Jesus gesit het. Johannes was dan ook die laaste van die disippels wat oorgebly het nadat die ander almal gemartel is. Hy skryf die evangelie as 'n ou man met wysheid en insig. Aan die einde van die evangelie skryf hy hoe Petrus uitgevind het dat hy gekruisig sou word en dan navraag doen oor Johannes se dood. Jesus lig hom in dat dit niks met hom te doen het as hy Johannes voor lewend hou tot hy terugkeer nie. Die storie het die ronde begin doen dat Johannes sou leef tot Jesus terugkeer. Maar aan die einde van sy evangelie bring Johannes die regstelling en sê dit is nie wat Jesus gesê het nie. Johannes is dan ook die evangelie waar uitgebrei word op Jesus se woorde. Hy brei uit op Jesus se woorde aangesien hy glo, hy weet wat Jesus bedoel het en hy gelei word deur die Heilige Gees om so te doen. Ons sien dit deur die hele boek. Een voorbeeld is Johannes 3 vers 16. Is dit Jesus se woorde aan Nikodemus of is dit Johannes wat uitbrei op die gesprek? Johannes skryf hierdie boek as 'n ou man. Wat laat hom besluit om hierdie boek te skryf? Ons het gesien hy wou wys wie Jesus werklik is. Hy skryf aan die einde dat hy die materiaal gekies het sodat sy lesers kon aanhou glo dat Jesus Christus is, die Seun van die lewende God, en deur aan te hou glo dat hulle kan aanhou leef. Nou in Grieks is daar woorde wat hulle beskryf as present continuous tense. Vir die taalkundiges is dit 'n woordsoort en dit is moeilik om hierdie woordsoort na Engels of Afrikaans te vertaal. Die vertaling hiervan is egter belangrik om die teks te verstaan. Dit beteken dan om aan te hou om iets te doen. Wanneer dit vertaal word, moet daar eintlik bygevoeg word gaan aan of om aan te gaan. Kom ons kyk na 'n voorbeeld hiervan. Ons lees in Matteus 7 vers 7: Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Wat daar eintlik in Grieks staan is: gaan aan om te vra en vir julle sal gegee word. Gaan aan om te soek en julle sal kry. Gaan aan om te klop en vir julle sal oopgemaak word. Dit is dus nie een aksie nie, maar 'n aanhoudende aksie. As ons dit so vertaal, gaan Johannes 3 vers 16 so klink in Engels: For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever goes on believing will never perish, but go on having eternal life. Hy skryf dus nie die evangelie sodat die lesers kan begin om in Jesus te glo nie. Nee, hy skryf dit sodat hulle kan aanhou glo in Jesus as die Seun van God. Baie van dit wat ons in Johannes kry is moeilik om te verwerk vir die wat nog nie vir Jesus ken nie. Hy skryf dit vir gelowiges sodat hulle kan aanhou glo en dus kan aanhou leef. Die ewige lewe word bereik deur aan te hou glo in Jesus Christus, die Seun van God. Dit word verkry deur op Jesus te vertrou en om aan hom gehoorsaam te wees.
Die lewe wat Jesus ons bied word beskryf as die present continuous lewe. Dit gaan oor hoeveelheid, dit is vir ewig, maar ook oor kwaliteit, dit is in oorvloed. Die verskil is nie net van die dood nie, dit is 'n lewe wat ons nou moet geniet. Die lewe is iets wat ons het, maar ons kan dit verloor as ons nie aanhou glo nie. Ons kry dan lewe en geloof wat afhanklik is van mekaar, en as ons aanhou glo, hou ons aan lewe. Hy gebruik dan die woord glo en geloof 98 keer in hierdie evangelie. Dit is meer kere as wat dit in die ander 3 evangelies saam voorgekom. Dit beteken egter nie elke keer dieselfde nie. Hy skryf van 3 fases van geloof. Ons kry geloofwaardigheid. Dit is om te glo dat iets die waarheid is. Die belangrike woord hier is dat. Ons glo dat Jesus gesterf het. Ons glo dat Jesus opgestaan het. Dit is om te glo in sekere historiese feite, om die evangelie as die waarheid aan te neem. Dit is die geloofwaardigheid van die woorde en die werke van Jesus se stellings. Hierdie is nie die geloof wat red nie. Dit is slegs die begin van die geloof wat red. Die duiwel glo ook in die waarheid, maar hy is nie 'n gelowige nie. Vertroue is die volgende stap van geloof. Dit is wanneer ons vertroue in Jesus plaas en begin om aan hom gehoorsaam te wees. Dis wanneer ons nie net die waarheid aanvaar nie, maar wanneer ons volgens die waarheid begin leef. Dis soos wanneer Jesus vir Petrus aan die einde van die evangelie sê, volg my. Dit is 'n stap van vertroue en 'n stap van gehoorsaamheid. Die volgende stap is die aanhou of die voortsetting. Dit is waar ons aanhou glo. Geloof is nie 'n eenmalige aksie nie, 'n eenmalige keuse nie. Geloof is 'n aanhoudende proses. Ons gaan meer daaroor sien in Johannes 15 waar Jesus homself as die ware vingerstok beskryf. Ons moet aanhou bly in hom, anders kan ons nie vrug dra nie. Ons is nog nie klaar met die inleiding nie, maar wel met ons tyd vanoggend. Dit is belangrik om die agtergrond van Johannes en die rede tot die skryf van die boek te hê. Dit gaan vir ons sekere waarhede in die boek oopbreek. Daar lê opwindende tyd vir ons voor, soos ons deur Johannes gaan werk. Ons het gesê Johannes is vir volwasse gelowiges geskryf. Dit is dus nie vir die wêreld en vir ongelowiges geskryf nie. Gaan dink met dit in gedagte die week oor Johannes 3 vers 16. Mag God ons deur ons reis van die evangelie deur Johannes seën en mag ons aanhou glo sodat ons kan aanhou leef. Amen.